sien jy die ongetelde skaar. Sien jy die ongetelde skaar, wat brullt onze bijna gaan, wat dadelsal, kom elke dag, sê my wat dit beteken maar, een sagte stem, hoe my die wijn, Jesus van Nazareth gaan verby, een sagte stem, hoe my die wijn, Jesus van Nazareth gaan verby. Wie is Jesus en waarom verkryg die grote skare om? Een vreemdeling het hy dan krag om so lief op te kry met maag en nogmaals klim die stem so bly. Jesus van Nazareth gaan verby, een sagte stem, hoe my die wijn, Jesus van Nazareth gaan verby. Maar as jy nou sy stem nie hoor, sy sondaarsliefde diepe koor, dan klink sy stem verby met reg. Ek het jou nooit geken, gaan weg, te laat roep jy, te laat vir my. Jesus van Nazareth is verby, een sagte stem, roep my die wijn. Jesus van Nazareth gaan verby. Goed, hartlike goeienaand geliefdes, baie welkom so saam by die huis van die Here. Dit is wonderlik om dan ook vanaand so saam rondom die woord van die Here te kan wees. Nou ja, ek sien baie uit na vanaand se boodskap, want dit is eintlik 'n boodskap wat baie mense mis in die lewe. Nou ja, ek hoop ek maak julle wel klaar opgewonde oor vanaand se boodskap. Maar ja, baie welkom aan elkeen van u wat die tyd uitgekoop het om vanaand saam met ons te kan wees. Ek wil ook net weer baie dankie sê vir vanoggend ook. Ek glo almal wat hier was het heerlik saam geëet en dit was sommer net alles net geseënd geweest, die boodskap van Dominee Rian en so die samesang en alles was sommer net geseënd geweest. So ja, ons loof die Here daarvoor. Net wat die afkondigings aan betref, ek haal net so hier en daar ietsie. Ek noem net van Woensdag se Bybelstudie, 10 uur of 7 uur die aand. Hier is dan ook baie welkom om dit dan mee te maak. Nou ja, hierdie week gaan ons kyk na Ester hoofstuk 2. Goed, en dan net die, wil ek ook net vir u noem van die sielewennerskursus wat dan môre aand 6:30 gaan wees. Nou, u is almal baie welkom wat nou die sielewennerskursus nou al bygewoon het. As daar 'n nuweling is u baie welkom, u kan kom inskakel. So môre aand gaan ons nou so 'n bietjie bymekaar kom en ek gaan vir u so 'n bietjie wys hoe ek dit gewoonlik doen en dan gaan ek nou so van die mensies bietjie uitstuur na lidmate toe en dan gaan hulle nou so 'n bietjie gaan oefen op van die lidmate. So ja, ons bid dat dit ook so vir hulle geseën sal wees. Goed, en dan wil ek ook net vir u noem van die fondsinsameling. Ek het nou nie vanoggend dit genoem nie, so daarom noem ek dit nou. Daar is koeverte by die deur waar die vrouens 'n maandelikse bydrae kan maak vir die kombuis. En dan daarmee sal ons ook nog steeds vir u vra vir klere. As daar enige iets anders is wat die Here ook op die hart lê vir die kinderhuis, dan is u baie welkom. Nou ja, ek dink ons gaan dit vasmaak vir so dalk vir so 3 Sondae
want ek weet daar kom nou nog die skoolvakansie ook nog ensovoorts. So ek dink die skool, ja, sluit volgende week Vrydag. So ons maak dit so, maar ek sal 'n datum vir u gee. Dan sê ons dan bring ons almal ons klewe en al daardie dinge saam en dan gee ons dit vir die kinderhuis. Dan glo ons dat die Here ook so vir hulle tot dat dit ook vir hulle tot seën sal wees. Goed, nou kom ons dit net so, dan bid ons net 'n woord saam. Rondom Jerusalem is daar berge. So beskerm die Here sy volk van nou af tot in ewigheid. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en deur Jesus Christus sy Seun word aan u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees van God. Amen. Nou geliefdes, kom ons staan, dan sing ons daar die wonderlike lied wat dan ook so op die bord gaan verskyn. O my Vader, neem my, maak my rein en heilig, nederig skoon, bring my daagliks tot u nade, na u voetbank voor die troon. Nou ja, dit is eintlik so kosbaar, as u nou hierdie lied sien, dan moet u ook dink sommer aan vanaand se kuier. So kom ons staan, dan sing ons daar die lied. Nou, net terwyl daar jy blaai net terwille van mense wat ook nou nog nie by ons aandienste was nie en ook van mense wat ingeskakel is op Facebook, net terwille van ons heel eerste boodskap, ons inleiding van die Efesiërs, het ons vir mekaar gesê dat die Efesiërs gemeente was 'n wonderlike gemeente, dit was 'n hardwerkende gemeente, dit was 'n mega gemeente gewees, hulle het wonderlike dinge gedoen vir die Here, daar het baie gemeentes uit hierdie gemeente in Efese ontstaan, ons het gesien dat Paulus daar die predikant was, Timoteus was daar die predikant, selfs Petrus was op 'n stadium daar die predikant gewees, daar was wonderlike mense in hierdie gemeente, hulle het wonderlike dinge gedoen, maar toe het hulle soos die tyd aangestap het vervlou, en hulle het natuurlik dinge begin doen, en hulle het dit nie meer gedoen vir die Here nie, hulle het nie meer siele soeke in hulle gehad nie, hulle het nie meer omgegee oor siele nie, en daarom sê die Here in Openbaring vir die gemeente in Efese, ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. En daarom kan ons leer uit die gemeente in Efese, dat ons nie so besig geraak met dinge in ons lewe, dat ons God en ook ons omgee vir siele moet mis nie, want wat het die Here Jesus ons geleer, wat is die twee groot gebod, as mense dit so kan noem, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. So dit is wat die gemeente in Efese naderhand gelos het, en ons het gesê, weergans in die boek Efesiërs, is daar twee woorde wat baie uitstaan. Wonder wie kan onthou wat daai twee woorde?
In Christus. Almal het dit so mooi gesê. Ja, in Christus. En hulle was later nie meer in Christus gewees. Goed, kom ons lees saam vanaf vers 17. Efesiërs 4 vers 17. Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasdheid van hulle gemoed nie, mense wat verduisterd is in die verstand en vervreem van die lewe van God, deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verhouding van hulle hart, wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebsug allerhande onreinheid te bedrywe. Maar julle het Christus nie so leer ken nie. As julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die oude mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle by die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Daarom, lê die leuen af, en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Word toornig en moenie sondig nie, laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie, en gee aan die duiwel geen plek nie. Laat die een wat steel, nie meer steel nie, maar laat hom liewer arbeid deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Net tot sover uit die kosbare woord van die Here. Ek glo die Here het al reeds met u gepraat, want ook so terwyl ons dit saam gelees het, maar kom ons word net gou stil voor die Here, as Vader die Here ook vanaand se oordeenking van sy woord sal seën. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ja, wat 'n wonderlike voorreg om so al hierdie dinge te kan lees. En Here, ons is bevoorreg om na die opstaan en die val van Efesiërs gemeente te kan kyk, daar in die dorpie Efese. En Here, laat dit nie vir ons net preke op hierdie Sondag aand sal wees nie, maar dat dit vir ons lesse sal wees, en vermaninge wat u Heilige Gees self in ons harte sal bewerk. En daarom kom bid ons as gemeente nou, Here, ja, ons het baie behoeftes, en u het dit in hierdie dag ook gehoor, soos wat ons afkondigingsblaadjie gelees is, soos wat mense in hulle huise stil geword het voor u, soos wat ons by mekaar is ook in hierdie aand, vertrou ons u vir ons gemeente se behoeftes, al die siekes, almal wat in nood het. Ja, Here, ons kom bid vir al die aktiwiteite, ons kom bid dat u met ons sal wees, want sonder u kan ons niks doen nie. Maar nou kom bid ons, Here, dat u vanaand ons sal leer, dat ons nie soos die gemeente Efese sal wees, wat u later gesê het, ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het nie. Kom help ons dan om te verstaan, hierdie baie belangrike boodskap, wat u op hierdie Sondag aand met ons deel. Ons kom vra dat u nou met ons sal werk en sal handel, en dit vra ons in Jesus se wonderlike naam. Amen. Nou geliefdes, ek het vir u nou genoem dat ek glo hierdie boodskap is eintlik 'n baie belangrike boodskap vir baie kinders van die Here. En daarmee sal ek vir u net sommer iets noem wat u dalk al vergeet het in u lewe. En dit is, u moet nooit 'n Sondag aansien as 'n tyd waar ons dan afgewaterde boodskap verkondig of iets in daardie lyn nie. 'n Sondagoggend is net so belangrik soos 'n Sondag aand.
En daarom as ons die Sondagoggend by mekaar kom en ons kom die Sondag aand by mekaar, wie is in ons midde hier? God is in ons midde. Dit is 'n belangrike byeenkoms. En ja, ons mag dalk vanaand minder wees as vanoggend, maar dit maak nie saak nie. En daarom wil ek u aanspoor om in die toekoms ook u wat inluister as gemeente, koop die tyd uit, want 'n aanddiens is net so belangrik, geweldig belangrik, want dis waar die Here met ons praat. En 'n besondere vanaand se boodskap. Dit is 'n boodskap wat baie mense mis in hulle lewe. Baie dierbare kinders van die Here. Nou ons teks onderdenking is vers 24 wat ons saam gelees het. Daar staan en julle met die nuwe mens moet bekleed wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Nou geliefdes, soos wat ons saam gelees het u gesien, daar's dinge wat die apostel Paulus nou hier skryf, natuurlik onder leiding van die Heilige Gees. En as u nou dit mooi gelees het en so 'n bietjie bepeins het, dan sal u sien dat hy praat eintlik van twee dinge. Daar is goed wat afgelê moet word en dan is daar dinge wat opgeneem moet word. En daarom kan ek nie anders as om te dink aan 'n kind van God wat deur 'n transformasie gaan nie. En daarom wil ek vanaand met u praat oor hierdie tema, die transformasie. Ek kan ook sê 'n verandering. In 'n kind van God se lewe moet daar 'n verandering kom. En nou moet u nie net een verandering sien nie, maar daar kan baie veranderinge in 'n kind van God se lewe wees. Onthou, hy praat hier met dierbare kinders van die Here en dan sê hy vir hulle, julle moet hierdie dinge aflê, julle moet daardie dinge aflê. En daar was dalk van hierdie mense wat al 2, 3, 4 jaar op pad met die Here stap. En nou kom sê hy vir hulle, maar julle moet nog steeds verander word, getransformeer word, meer en meer soos Jesus Christus. Nou as ek dink aan transformasie, dan dink ek nou altyd aan daardie ou lelike ou vorm. En hoe dat hy nou daar op daardie ou takkie sal seil of sal loop met al sy voete. En dan gaan hy nou daar 'n ou kokonnetjie in. Die spinne ou kokonnetjie. En dan sal hy nou daar wees en daardie ou lelike worm word uiteindelik daar uit hierdie kokon uit verander in iets anders. En baie keer in een van die mooiste beeldskone skoenlappers wat ons ooit kon gesien het. Hierdie lelike ding het in iets mooi verander. 'n Pragtige illustrasie van 'n transformasie. En nou wil ek hê jy moet vanaand nou hier by die voete van Jesus kom sit, en ek sê dit nou met alle respek, nie dat ek dink u is dit nie, maar net om hierdie boodskap vanaand te verstaan, want ek hê jy moet jouself nou, wat sê jy is 'n kind van God, jy is gewas deur die bloed van die lam, jy is hierdie kosbare mens, wil ek nou vir hê, jy moet vanaand vir 'n oomblik jouself sien as daardie ou lelike vorm. Goed. Nou terwyl jy jouself as daardie lelike vorm sien, wil die Here vanaand hê jy moet verander in die mooiste skoenlappe ooit. Nou wat was dan die probleem gewees in hierdie kinders van God in Efese se lewe? Waarom praat Paulus met hulle en hy sê, maar daar moet 'n verandering kom, daar moet iets verander, hulle moet sekere dinge aflê en sekere dinge opneem. Waarom sal hy dit vir hulle sê? Want ons as kinders van God, al word ons gered deur die Here Jesus self, is daar iets wat nog moet gebeur. Is daar iets wat nog moet gebeur? Goed, as ek weet nou hierdie dan ek hier nou los gegaan is. Goed. Dit wil nie saamwerk nie. Jy kan ons 'n bietjie self besit. Dit is nou 'n duiwel wat nou so wil lastig wees hierso vanaand. Goed, daar's iets wat moet verander. En nou terwyl u daardie ou worm is, wat u jouself nou so insien as daardie ou lelike worm, vra ek nou vir u die vraag, wat is dit dan dat Paulus vir hierdie gemeente in Efese sê, daar is dinge wat hulle moet aflê en dinge wat hulle moet opneem, waarom sal hy vir hulle sê, daar moet 'n transformasie plaasvind? Want
Al word ons gered deur die bloed van Jesus Christus, al word ons iets kosbaar, is daar iets wat ons nog al die tyd het, en wat is dit? Die sondige natuur. Ons sit met die sondige natuur in ons. So as mense wil weet, wat is heiligmaking? Heiligmaking is dit is om van hierdie dinge af te lê, die lelike dinge wat ons in ons lewe het, dit is die sondige natuur. Nou dat vir u nuus, ons sit met daardie sondige natuur tot die dood toe. Ongelukkig sit ons met dit tot die dood toe. So nou moet ons elke dag werk om soos daardie ou skoenlappie te word, en ons kan dit word. Ons kan in 'n oorwinnende lewe kom. Daar kan 'n stadium in my lewe kom waar ek soos Paulus kan sê, ek is my nou van geen ding bewus nie, en dit is wat ons moet doen. So, as jy nou 'n kort wil weet, wat beteken heiligmaking? Want vanaand se boodskap is 'n heiligmaking boodskap. Wat beteken heiligmaking? Dit beteken om nee te sê vir sekere dinge wat die sondige natuur gaan sê, nee, doen dit, gaan daarvoor, doen dit. En dan natuurlik die gees van God wat in my is, gaan sê nee, moenie daardie dinge doen nie, maar neem hierdie moed. En daarom moet daar 'n transformasie kom, dat ons op 'n stadium in ons lewe kom waar ons heilig en rein kan wees. Ons kan dit wees, want heilig beteken ons om anders te wees. En ons kan anders wees in hierdie wêreld. En dit is wat die Here vanaand vir ons wil hê. So hierdie boodskap is 'n heiligmaking boodskap. Ons lees in 2 Korintiërs 5 vers 14 tot vers 15, want die liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het, en hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Nou kyk na die einde van daardie boodskap. Nie meer vir hulle self moet lewe nie. Die sondige natuur, kom ons gee vir hom 'n naam, meneer Vlees, wat hier in elke kind van God se lewe is, wil net die slegte dinge doen. Wil net homself of haarself op die troon gaan plaas, voor op die grond plaas, in hoogmoed wandel. Dit is wat die sondige natuur wil doen. Die sondige natuur wil die lelike dinge doen. En daarom moet ons nie meer vir onsself lewe nie, maar vir hom, vir Jesus Christus. Daarom moet daar 'n transformasie plaasvind. So nou, hoop ek jy verstaan my mooi. Ek praat met kinders van die Here. Ek praat met u wat skoon gewas is deur die bloed van die lam. Nou sê ek vir u sit nog met die sondige natuur. En jy weet daardie sondige natuur is daar dinge wat u oorgehou het, wat u nog in u hart het. Ons het nou vanoggend gehoor om die Rian wat so mooi vir ons illustreer van 'n mens se hart wat geraak kan word deur bekommernisse en hartseer en woede en al daardie dinge. En nou sit ons met daardie in ons hart, daardie vuil goed, as ek dit so kan stel, en dit moet uitgehaal word. En vanaand is die aand waar u dit moet uithaal. En sê nou plaas ek dit een kant. Ek wil verander word. Ek wil getransformeer word, dat ek meer en meer soos Jesus kan word. Want sien, die probleem is, toe ek in die week nou voorberei ook vir die boodskap, toe kom wys die Here vir my 'n baie mooi illustrasie. En dit is, baie kinders van die Here word gered, maar dan behou hulle daardie lelike dinge in hulle lewe. Hulle is nie bereid om dit af te lê nie. Al sê die Heilige Gees vir hulle, los daardie dinge, dan hou hulle daarby, en wat doen dit daarna? Dit besoedel 'n mens se geestelike lewe, nie dat ek dan weer ongered gaan nie, maar wat doen dit? Dit maak dat ek daarna nie meer verstaan hoekom moet ek kerk toe gaan nie, hoekom moet ek bid nie, dit voel of ek hierdie dak vas bid, ek kan nie meer sin sien in my geestelike lewe nie. Dit is wat daardie vuil goed in my lewe doen. Dit gaan my weerhou van God, dit gaan my wegtrek van God. So hoor u vanaand my mooi, dis hoekom dit so 'n belangrike boodskap is, en dis hoekom die duiwel vanaand so los is, dat hy 'n mikrofoon wil aanraak en al daardie dinge, want daar's mense vanaand in hierdie gehoor wat dit moet hoor. Wat sê, dis nou tyd om te breek met daardie dinge. Dis nou tyd dat u verander moet word. Want as daar sekere dinge afgelê word in die geestelike lewe, dan kan ek vanaand vir u 'n brief gee. U gaan God baie beter verstaan. U gaan hom baie duideliker hoor.
En jy gaan baie dinge verstaan in die geestelike lewe, as jy daardie dinge los. Want as jy dit nie doen nie, dan is dit nou soos 'n motorwerktuigkundige, wat door die hele dag daar in die voertuie gaan werk, en hy's vol olie besmeer, hy's vuil, en hy kom daar by die huis aan, en hy trek hierdie vuil klewe uit, en hy gooi dit daar op die vloer neer, want dit kan nie eens in die wasgoedmaatjie gaan nie, dis te vuil. Hy gooi dit daar op die vloer neer, en hy gaan vat uit heerlike stof, en hy maak homself baie mooi skoon. En dan klim hy daar die stof uit, en hy maak homself droog, en hy gaan trek weer daai vuil klewe aan. Is hy dan skoon? Hy was skoon. Maar is hy nou skoon? Nee, want die klewe het hom vuil gemaak. En dit stel voor 'n kind van God. Ons was skoon gewas in daardie stort van die bloed van Jesus Christus. Maar nie lank nie, omdat ons nog hierdie sondige natuur het, dan wil ek weer van daardie vuil klewe van my vorige lewe optel. Daardie leuns en die woede en die vloekwoorde en al daardie dinge ons kan so aangaan. Die haat. En ons tel daardie dinge op en ons trek dit weer aan. En dit maak ons lewe vuil. En daarom moet ons verander word. Ons lees in 2 Korintiërs 5 vers 17, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan, kyk dit het alles nuut geword. Daar moet 'n verskil wees tussen ons en die wêreldling. En al wat ons dit gaan doen, is om 'n transformasie te ondergaan. Dis al manier hoe. 1 Johannes 2 vers 15 sê ook verder, moenie die wêreld lief hê, of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Nou ek wil dit vanaand verduidelik deur 2 hoofpunte vir u daar te stel. Want as ons nou gelees het in Efesiërs 4, soos wat u saam met my gelees het, dan kom ons agter dat baie van die teksverse sê van dinge wat opgeneem moet word. En dan is daar weer van daardie dinge wat praat van daar moet iets afgelê word. So daarom wil ek hierdie 2 hoofpunte vir u gee. Daar is 'n opneemproses en daar is 'n aflê-proses. En ek wil dan ten eerste met u praat oor die opneemproses. Hoekom sal ek die opneemproses eerste stel? Het ek maar net sommer gedink ek wil dit doen? Nee, ek het onder leiding van die Heilige Gees dit heel eerste gestel, want sien die fout wat baie kinders van die Here maak is, hulle sal altyd sê, ek wil eers hierdie in my lewe regkry, dan sal ek die dinge van God doen. As jy ooit so in die lewe gesê, dan moet jy weet dis waar jy die toets dop. Want ek kan nie uit myself uit iets wil aflê nie, ons gaan dit nie regkry nie, omdat hierdie sondige natuur is baie sterk in ons. Daarom kan ons nie sê ek wil dit iets aflê nie, ons moet eers begin met die opneem. Eers met die opneem. Ek gaan dit nou vir u baie mooi verduidelik, maar kom ons lees nou Efesiërs 4 vers 23 en 24, net om ons geheue te vervis van wat ons nou gelees het. En dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Ek sê weer, hy praat met kinders van die Here hier. En kyk wat sê hy vir hulle, hy sê dat julle vernuwe moet word in die gees. Daar is nie die Heilige Gees nie, dit is in my gees wat ek het, kom ons praat van my hart, dat ek daarin vernuwe moet word in julle gemoed, en dat julle die nuwe mens beklee, nie dat ons nou dit moet kry nie, maar ons moet hierdie nuwe klewe aantrek, die nuwe mens wat God vir my gegee het. Moet ek aantrek. Nou mense, soos ek gesê het, wil eers aflê en dan opneem. Nee, ek stem saam met my. Maar die probleem is, dat die vleeslike dinge, kom ons gee dit 'n ander naam, die slegte dinge, kan net afgelê word, as die goeie dinge opgeneem word. Dis al. En dit is ook gesê, dit is 'n belangrike boodskap, want ek hoor so baie kinders van die Here wat vir my sê, ek wil hierdie dinge wil ek nou mee breek, ek wil dit nou los, ek wil dit nie meer doen nie, maar die probleem is hulle neem nooit die goeie op nie. En wat gebeur dan? Hulle hou op om te vloek,
Hulle hou op om die lelike dinge te doen en dan kort voor land, dan doen hulle maar net weer iets anders. Nog iets slegter dan. En dit is die probleem. Soos ek het nou so kan verduidelik, dan sal ek nou vir u 'n drom voorstel. 'n Drom, 210 liter drom. U sien nou saam by daardie drom. Nou daar onder in die drom, lê daar nou nog 'n bietjie gif daaronder. Dit is hoe ons as mense, ons is nou hierdie drom, en in daardie drom is daar onder 'n bietjie gif. Dis hierdie lelike dinge wat ek nog as kind van God het. Gee dit nou maar 'n naam. U kan self nou onder leiding van die Heilige Gees, soos wat u nou daar sit, die Heilige Gees gaan nou vir u goed uitwys. Of dit nou is jaloesie, of dit is nou hoogmoed, of dit is haat, of kwaad, of dit nou is vloekwoorde, of dit leuns is, of wat ook al dit is, dit is nou in daardie drom, en dit lê daaronder in hierdie drom. Nou wil baie mense dit gaan uitskep. Maar wat is die probleem? Dan is die drom leeg. En dan kom maar weer een of ander kaboutertjie en hy gaan klim daarin. En hy gaan woon daar. En hy gaan bly daar. Of die gif gaan klim weer terug daar. Dit kom weer daarin. En dit gaan lê maar weer daar. So wat moet gebeur? Maak die drom vol. Dan kan daar nie iets aangaan nie. Maak die drom vol. Jy het al gehoor van vervulling met die Heilige Gees van God. Dis dit. Dat ons vervul moet word met die Gees van God. En dit beteken dat ek nou moet daar die gif moet uithaal. Hoe haal ek dit uit? Ek het dit al gedoen in die lewe. Ek kan onthou, ons het so 'n drom gehad en hy het net so opening gehad en aan die ander kant so 'n klein openingkie. En toe vra my pa, hoe gaan ons al daai gif daar uitkry? Sê ek my pa, maklik. Ons vat die tuinslang en ons sit hom daarin en ons maak die water oop. Laat hy loop. En hy het vol geword, hy het daar ook geloop, en ons het hom net gelos, dat hy oorloop. En hy het skoon geword. Al daardie vuil goed het van self uitgekom. Dis daai opneem. Dan haal het die slegte uit. En dit is hoekom ek dit eerste stel, en dit is wat die apostel Paulus ook hier gedoen het. Hy sê, julle moet dit eers doen, dan kan julle kom by die afleidproses, want anders gaan die afleidproses nie vir julle maklik wees nie. Nou Paulus noem twee dinge, hoe hulle dit moet doen. Hy sê daar, hulle moet verander word in die gees van julle gemoed. Nou wat beteken dit? In die gees van julle gemoed. Ja, my denke. Dis dit. So hy praat van julle gemoed as julle denke. Dis die innerlike mens, my hart. Dis daar waar my gedagtes is, my denke. Ons moet ons denke moet ons verander. Hoe gaan ek my denke verander? Onthou die duiwel gaan die hele tyd my wil wys op sonde. Hy gaan die hele tyd weer die advertensies hier in my gedagtes plaas van sonde. Ag, doen dit, is nie so erg nie. Ag, doen dit, jy kan weer wegkom, doen die dinge. En die advertensieborde van die duiwel flits hier in my denke. En aan die ander kant kom die Heilige Gees met respek gesê van die advertensieborde van God. En hy kom wys my nee, gaan meer vir hierdie geestelike dinge. En nou as ek die geestelike dinge meer gaan bedink, as ek gaan dink, ek wil nou meer my Bybel lees, as ek gaan dink, ek wil nou meer Bybelstudies bywoon, as ek gaan dink, ek wil meer tyd met God spandeer in my binnekamer, as ek al die dinge, so kan ek nou aangaan, en verstaan wat ek bedoel, hoe meer ek daar die goeie dinge gaan bedink, dan maak dit ons my gedagtes vol, dan gaan daar die slegte dinge van self uitgegooi word. En dan gaan hy verder aan en hy sê ook, en julle bekleë met die nuwe mens. Die nuwe mens, dit praat van my uiterlike. So selfs my uiterlike moet ook verander word. En hoe ek dit verander is natuurlijk, kom ek lyk soos 'n kind van God. Deur my praat, deur my wandel, daar waar ek optree teenoor ander mense, dit is daardie, julle bekleë met hierdie mens wat pas by God, as ek dit so kan stel. Daardie gesindheid. Nou hoe lyk 'n mens wat reeds hierdie dinge opgeneem het? Dit moet ons vra. Die opneemproses, hoe lyk so 'n mens? Hy vertel vir ons in Efesiërs 4 vers 32, en hy sê, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. So na aanleiding van daardie teksvers is dit moontlik, as iemand vol is van die Gees van God, as iemand hierdie mooi dinge opgeneem het,
Hoe lyk so iemand dan? Dis iemand wat vriendelik is. En nou moet jy nie dink dat is iemand wat die hele dag loop met 'n glimlag op hulle gesig nie, maar hier in hulle hart, hulle blydskap, vriendelik. Hulle is vriendelik. En mense wat omgee, want dit is ons vol ontferming, dit gaan oor omgee. Ek sal nie dat 'n siel by my verbyloop sonder om moeite te maak met daardie siel nie. Vol ontferming. As iemand by te nakom, dan ek wil omgee vir daardie persoon soos wat die Here Jesus gehad het vir mense. En hy het vir ons kom sterf. Die Bybel sê toe ons nog sondaars was, het hy vir ons kom sterf. Dis daardie ontferming, daardie omgee wat ons ook kan hê. En dan natuurlik mense vergewe. Want dit is toch wat daar staan. En ook in Christus julle mekaar ook vergeef, soos Christus julle ook vergeef het. Dink nou aan daardie woorde van Jesus aan die kruis. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dit is hoe iemand lyk, wat vol is, wat hierdie dinge opgeneem het. Dis hoe so iemand lyk, 'n kind van God. En natuurlik daarmee saam, nog 'n ander baie belangrike teksvers. Hoe lyk iemand wat vol is van die Heilige Gees? Hoe lyk iemand wat hierdie dinge, hierdie goeie dinge bedink en dit opneem en dit vertoon deur hulle lewe? Hoe lyk hulle? Galasiërs 5 vers 22, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dit is wat ons nodig het. Nou, is interessant, ek het al baie keer vir mense gesê dat ek glo dat daar eintlik bietjie 'n foutjie is in hierdie teksvers. Nou gaan ek hier dalk skop. Maar ek het nou al van die Griekse vertalings gesien waar daar so skryf, maar die vrug van die Gees is liefde. En dan hulle 'n dubbelpunt daar gesit. Vrede, blydskap, lankmoedigheid, want nie een van hierdie is moontlik sonder liefde. So dit laat 'n mens nogal 'n bietjie dink, né? Daarom, soos nou dink aan die Efesiërs, wat het hulle toe kort gekom? Hulle het hulle eerste liefde verlaat. En toe was daar nie meer blydskap nie, daar was nie meer goedheid en vriendelikheid en getrouheid en sagmoedigheid en selfbeheersing onder hulle nie, omdat hulle hulle eerste liefde verlaat het. So ook al dit jy nou sien, as jy nou die liefde sien as 'n vrug, of as jy sien dat die liefde eintlik die vrug is, en hierdie is alles uitvloeisels van liefde, maak jy saak hoe jy dit sien nie, alles bly dieselfde. En dit is dat hoe ons vir die wêreld moet lyk. Hoe moet ons deur Jesus vertoon? Deur hierdie dinge. En ons kan hierdie net uitstraal, net wees, as ons hierdie dinge opgeneem het. So daarom moet mense eintlik op ons sê, nee, ek het die vrug van die Gees in my lewe. En eintlik dit anders te benader en sê, weet jy, ek het hierdie goeie dinge van God opgeneem. Want dat gaan 'n uitvloeisel wees van die dinge wat ek opneem, die vrug van die Gees. Dit is hoe mense die vrug van die Gees kry. As ek vol is van die Heilige Gees van God, dan kan ek 'n CV wees. Dan kan ek 'n CV van Jesus wees vir die wêreld. En vir die wêreld sê, kom kyk hoe lyk my lewe. Dan kan ek soos Paulus sê, wie is my navolger? Soos ek dit van Christus is. Dit is 'n opneemproses. Maar dan natuurlik die tweede, en ons gaan so 'n bietjie meer uitbrei oor hierdie gedagte, die aflê-proses. Nou jy moet nou onthou, ek het nou gesê, jy moet eers die goeie dinge opneem. En dan bring dan daar die dom met die water, daai water, dit bring al die ander uit. Maar natuurlik is daar 'n keuse in dit. Alhoewel ek vir die Here sê, Here, kom help my, kom vul my met die Heilige Gees. En al bedink ek die goeie dinge, al neem ek hierdie goeie dinge op, is daar nog steeds voortdurend keuses wat ek moet maak, en dit is nou by die aflê. Ek moet sê, ek wil nie meer hierdie in my lewe hê nie, kom ek haal dit uit en ek gooi dit daar neer. Ek moet dit doen. Anderste gaan dit ook daar bly. Dit gaan daar by oppervlak dryf. En daarom moet ek dit aflê. Nou kom die Here en hy sê wat moet afgelê word. Hy noem 'n paar dinge, ek weet nie of jy dit raak gesien het, en ek gaan dit nou vir u gee. Die eerste wat hy sê wat ons moet verwyder as kind van God is leuns. Leuns. Nou net voordat ek Efesiërs 4 vers 25 lees, wil ek net weer herinner aan Johannes 8 vers 44. Die sielewenners sal dalk weet wat staan daar.
ek hoop hulle weet wat staan daar. Weet julle? Want julle het die duiwel as vader en sy begeertes wil hulle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie, omdat hy die vader is van dit. Hy is die vader van leuns. Dit is wat Johannes 8 vers 44 sê. Nou dink nou as hy die vader van leuns is, pas 'n leuen dan by 'n kind van God? Nee, dit doen nie. En nou lees ons in Efesiërs 4 vers 25, daarom lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Dit is om daardie leuns uit my lewe uit te haal, dit is om daardie valsheid uit te haal uit my lewe. En luister, al is dit nodig dat ek vanaand na iemand toe moet stap en moet sê, jong, ek het vir jou gelieg, ek is jammer, dit is mos reg. Dan haal ek daardie uit, ek verwyder dit uit my gemoed uit my hart uit. Nou wil ek vir jou 'n voorbeeld gee van wat 'n leuen kan wees, want dalk verstaan ons soms 'n leuen verkeerd. Ons dink nou 'n leuen is, ek weet nie is nie, maar ek dink 'n leuen is iets wat ons nou sien soos as ek nou vir iemand sê, ek sal jou einde van die maand betaal, en ek betaal nie daai persoon nie. Dan dink ons dit is dalk nou 'n leuen wat ek vertel het. Maar kom ek vertel jy hoe fyn is 'n leuen. As ek vir iemand sou sê, en daarmee verwys ek nou niemand nie, is net 'n voorbeeld wat ek noem. Maar nou ja, as jy skoen pas, dan ek aan. Maar as ek vir iemand sê, ek sal 3 uur jou by die kerk kry. Ek wil graag kom help. En daai persoon daag nooit op nie. Wat het daai persoon gedoen? Hy het nie net 'n leuen vertel, hy het eintlik 3 leuens vertel. Deur een enkele sin, 3 leuens vertel. Wat is daai 3 leuens? Hy het gelieg, hy het gesê ek sal 3 uur daar wees, en hy was toe nie 3 uur daar nie. Hy het gesê ek sal kom help, en hy was toe nie daar ook gewees nie. En hy het ook gesê, of kom ek sê so, die derde leuen sal wees, dat hy toe nie gehelp het nie, want as hy waarlik wou help, sou hy daar gewees het. Ek noem nou my kerk, maar jy kan nou insit die besigheid, die werk, jy kan nou insit wat ook al daar die huis, enige iets in daai lyn. As ek vir iemand sê, ek is daai tyd daar, en ek daag nie op nie, dan is dit 'n leuen. Eintlik doe jy dit. Ek sal daar wees. Jy kan staat maak op my, en dan gebeur dit nooit so nie. Nou, hy praat ook daarvan, ons is almal lede van mekaar, jy het dit saam gelees. Nou dink nou as jy nou moet loop. Kom ek verduidelik dit nou so. Wat gebeur as 2 kinders van God vir mekaar sou lieg? Kom ons sit dit nou so in die gemeente. Kan jy dink, wat sal die nagevolge wees as 2 kinders van God vir mekaar moet lieg? Dalk verstaan ons dit nie baie mooi nie. Daarom gaan ek dit nou vir u verduidelik deur 'n illustrasie wat die Here vir my gegee het. Eintlik 'n eenvoudige illustrasie, maar dalk maak dit vir u sin hoe erg 'n leuen kan wees wat uit 'n kind van God se lippe kom, sy mond kom. Dit is nou soos as u nou sou loop. En die een been lieg vir die ander been. Dis presies dieselfde. Ons is mos lede van mekaar. So as my linkerbeen vir my sê, goed, ek gaan nou vorentoe trap, jy moet eers bietjie stil bly, jy moet eers daar wag. En nou is ek geweet, nou maak my regterbeen my nou stil en goed, so ek moet nou, wat gaan gebeur? Ek gaan val. Dis al wat gaan gebeur. So wat gaan nou 2 kinders van God se lewe gebeur as een van die ander lieg? Hulle gaan val. Hulle gaan val. Daar gaan nagevolge wees van dit. Want hierdie 2 bene van my kan nie loop as hulle vir mekaar gaan lieg nie. Hulle moet saamwerk. Die een moet sê, goed, ek gaan nou stil staan, dan gaan jy gee 2 vorentoe. Goed, ek is nou daar, gee jy weer 2 vorentoe. Hulle kan nie vir mekaar lieg nie. En daarom net so ook kinders van die Here. Ons moet nie vir mekaar lieg nie. So as jy nou daardie een is wat so nou en dan 'n ou wit leentjie vertel, lê dit vanaand af. Dit pas nie by 'n kind van God se lewe nie. Lê daardie leuen af. Laat jou ja wees en jou nee. Dit is 'n teksvers in die Bybel. Jy het dit nie geweet het nie. Laat jou ja wees en jou nee. En dit beteken dat ek moet 'n man of 'n vrou van my woord wees.
om te sê, as ek dit doen, as ek beloof ek gaan dit doen, dan hou ek daarby, maak nie saak wat nie. Dan die tweede, verwyder woede. Efesiërs 4 vers 26 en 27 sê, word toornig en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie en gee aan die duiwel geen plek nie. Nou daar staan word toornig en ek dink baie mense lees net dit en dan hou hulle op lees. Word toornig. Ons kan maar kwaad word, hè? Mag ons kwaad word? Sien as ek pa sê, ja, ons mag kwaad word, dit is mos waar daar staan, word kwaad, moenie sondig nie. Waaroor gaan daai woede? As dit gaan vir die regte ding. Wie kan dan 'n voorbeeld dink? Sê maar vir my, nie dat ek hoor. Jesus het voornag geword, vat hy soet, slap hy. Maar ek het dit presies so in my manuskrip hier. So het jy my manuskrip gelees? Nee. Ja. Toe die Jesus die tempel gaan reinig het, ek meen, hy was woedend vir daai mense gewees. Hy het hulle daar uitgejaag, hy het hulle geslaan met 'n sweep. Hy was woedend. Maar vir wie se saak? Vir God se saak, nie vir sy eie saak nie. Dat is hy God, maar nie vir sy eie saak nie. Vir God se saak. So as ek sien iemand doen iets verkeerd en ek gaan praat met daardie persoon en ek praat, dan moet ek naderhand in woede optree, want dit gaan nie oor myself nie, dit gaan oor God se saak. Of as ek sien die een kom die ander te na, dan moet ek optree. Iemand het my die week gevra, hoe maak ek nou as ek 'n besigheid het en mense wil nie betaal nie. Want sodra ek met hulle net 'n bietjie hard praat, dan sê hulle, "O, is jy een van daai Christene?" Nee, en dit is mos reg of verkeerd. As iemand my nie wil betaal nie, dan het ek mos die reg, word toon, dan moenie sondig nie, want dit gaan nie net so seer oor my saak, dit gaan oor daai man wat my belieg, of daai vrou wat my belieg. So wat doen hulle? Hulle doen sonde. Ek moet hulle attent maak op daardie sonde. Wanneer dit oor die saak van God gaan, of 'n saak oor my naaste, wat natuurlik verkeerd is, word toornig, moenie sondig nie. Maar nou gaan hy ook verder en hy sê, as julle dalk kwaad word, moenie laat die son sak oor julle woede nie. En daai is iets wat mense mis. Weet jy, ek dink ons moet vanaand hier bly, dan praat ek net tot môre toe daaroor. Oor kinders van God, wat kwaad is vir mekaar, vir hoe lank? Terwyl die woord van die Here sê, moenie laat die son sak oor julle woede nie. Dis wat die woord sê. Ons wil al daardie mooi teksverse vat, o die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. En ons wil al die ander mooi teksverse vat, want so lief het God die wêreld gehad, maar daar is ook 'n teksvers wat sê, moenie laat die son sak oor julle woede nie. Gaan maak reg, so gou as moontlik, dis wat die Here daar sê. Ons gaan soms, as kinders van die Here, kwaad word, soms daai lelike kwaad. Maar dan sê die Here ons nou duidelik daar, gaan maak reg, voor die son sak. Nou die beste om woede te verwyder, is nie om stil te bly nie. Hoor jy wat ek sê? Ek hoor dit baie, agter wille van die vrede gaan ek maar stil bly. Dis verkeerd, dis 'n leuen van die duiwel daar, dis nie wat God sê nie. Baie mense sê nou daai van, die Here sê, jy moet stil wees, ek sal vir jou stry. Nee, dit gaan nie daaroor nie. As ek mos nou woedend is vir iemand, as ek mos nou kwaad, of ek mos nou sonde wat ek doen. So wat moet ek doen? Ek moet gaan regmaak. En, om woede te verwyder beteken ook nie om weg te bly nie. Met ander woorde, ek vermy nou daardie persoon. Want die saak staan ons nog steeds vas. Die probleem is nog steeds daar. So die beste is, dit is die raad wat ek altyd vir kinders van die Here gee, die beste is, as ek nou kwaad word vir daardie persoon, gaan loop het draai, en kom terug en kom maak reg. Dit is die beste. Hanteer het eerder nou. Want wat gebeur gewoonlik as 'n mens vanaand daar op die bed lê? Jy ken dit? Ek kan nie glo daai nie. Begin ek nou so te dink aan al daai dinge. Nou kom die duiwel en hy skiet nog verder daai pyltjies. Ja, dis hoekom daai 10 jaar terug ook jou so aangekyk het. En onthou jy 15 jaar terug en daai nog dit vir jou gesê, nou kom al hierdie dinge en nou word ek net nog kwaader vir daai persoon. So as ek hom sien, dan wil ek sê, man, ek wil niks meer te doen hê nie.
En dan was dit maar net 'n klein saakie gewees. So nou kom sê die Here, ons moet daardie dinge verwyder. Ons moet dit verwyder. Daarom sê hy voor die sonsak, want wat sê ek wat gebeur vanaand? As ek daar lê, dan lê ons ken ons nou daai Afrikaanse woord, ek lê in top vir al die dinge. Daarom sê die Here, nee, gaan verwyder dit eerder. Jakobus 4 vers 1 sê, waarvandaan kom oorloë en vegtery onder julle? Kom hulle nie hier vandaan van julle welleste wat in julle lede stryd voer nie? Nou welleste, die oomblik as mense daar die woord welleste sien, dan dink 'n mens nou net aan iets spesifiek, maar ek het dus bietjie gaan kyk, wat beteken daar die woord welleste, die woord wat hier gebruik word in die Grieks? En dit is interessant dat hier die woord dieselfde woord is wat vir jaloesie in die Bybel gebruik word. Dit is ook dieselfde woord wat gebruik word vir liefde vir die wêreld. Moenie die wêreld lief hê nie, is presies hier dieselfde woord. 'n Welles. Met ander woorde, ek is lus om die dinge van die wêreld te doen. Ek is lus om jaloers te wees oor hierdie persoon. Dis waaroor dit gaan. En is dit nie maar waaroor baie mense baie keer woedend is nie? Oor jaloesie, hoogmoed, vir 'n oomblik liefde vir die wêreld, al daardie dinge nie. Een probeer beter wees as die ander. En nou kom sê die Here, nee, verwyder daardie dinge. En ek sien nou daai gesigte vanaand wat so vir my kyk. Ek sê vanaand vir julle, dis moontlik. Hierdie boodskap is vanaand vir u. Die Here sê verwyder daardie woede. Maar dan ook, nou ja, nou gaan u wonder, wat, hoekom het ek nou daardie gedagte nou? Ons is besig met Efesiërs prediking. Ek kan nie sekere dinge uitlos nie. Daar's 'n mos nie meer boekprediking nie. Daar's 'n doel hoekom die Here besluit het hierdie boodskap vanaand en hy volg net so mooi kronologies op. Maar nou die volgende, verwyder diefstal. Ons lees daar in Efesiërs 4 vers 28, laat die een wat steel, nie meer steel nie, maar laat hom liewer arbeid deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Moenie meer steel nie. Moenie meer steel nie. Nou is interessant, as 'n mens gaan kyk na daardie woorde weer eens, laat die een wat steel, nie meer steel nie. Dan staan dit eintlik, laat hy meer omgee. Verstaan nie? Laat hy meer omgee. Met ander woorde, meer gee as wat ek steel. So kan jy sien, die diefstal gaan nie net so seer oor iets wat ek nou gaan vat nie. Dit gaan oor, ek sit soms met baie aandag, baie tyd, baie dinge van die Here wat ek weet, en ek hou dit vir myself, dan steel ek mos eintlik. Ek steel van ander mense, want daarom moet ek met hulle dit gaan deel. Dis hoekom ons 'n sielewenners kursus het, sodat dit wat ek leer, dit wat die Here vir my gegee het, dat ek dit nie net vir myself sal hou nie, anders steel ek van ander mense. Ek steel van ongewyde mense daar buite. Wat steel ek van hulle? Die waarheid, want hulle soek die waarheid, maar nou hou ek dit terug van hulle, ek hou dit hier, ek is soos 'n kind wat 'n pak sweeties het, ek wil dit nie deel nie. En nou sê die Here, nee, gee meer om. Kom ek vat bietjie van daai tyd van my. Kom ek vat 'n bietjie van daardie aandag van my, en ek gaan gee dit vir 'n siel. Dit gaan oor daardie steel. Maar kyk mooi, daardie een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liewer arbei, deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Kan jy sien die een wat gebrek het? Dit gaan nie net so seer om nou, as ek nou nie meer steel nie, dan kan ek nou meer gee nie. Nee, dit gaan oor omgee hier. Anders steel ek van mense. 1 Timoteus 5 vers 8 sê, maar iemand wat vir sy eie mense en vir al sy huisgenote nie sorg nie, het die geloof verloon en is slegter as 'n ongelowige. Sy eie mense sorg nie. Dit gaan oor tyd, gaan oor aandag. Ja, dit gaan oor meer as dit ook. Ons kan sê om vir iemand iets te gee, dit gaan ook daaroor, maar in besonder dat ek omgee sal hê vir ander siele. En ja, dit kan wees daar die steel ook, kan ook wees iets wat ek vat, en daarom is dit nodig om dit ook te noem weer net vanaand, dat u as daar die kosbare kind van God het ook net weer hoor vanaand, as u daar die pen by die werk vat, wat nie u pen is nie, dit is die werksinne, en u dink, ag, kom ek vat hom maar, en dan gaan hom nie mis nie, dis steel, dis diefstal.
As ek weet van iets wat ek doen, wat ek steel, dan is dit diefstal. En so kan ek baie goed doen vir u. Ek kan nou baie uitbrei oor die dinge. Mense wat elektrisiteit steel, mense wat water steel van die munisipaliteit, hulle doen daai snaakse maniere en hulle steel. Mense wat as hulle by iemand se werk kom en hulle moet daar gaan besigheid doen, dan sien hulle, hy iets wat ek nodig het, kom ek vat hom. Dit is steel, dit is diefstal. En dit pas nie by 'n kind van God. Pas nie daar nie. Jy weet, ek kan onthou, een van die mooiste getuienisse rondom dit wat ek gehoor het nou, ek weet nie hoe voel wie oor hom nie, maar ek wil sy daardie getuienis het my daardie dag baie aangeraak, en dit was, toe Angus Bakker vertel het, dat toe hy gered is, hy het by mense goed gesteel, en hy gaan toe na daardie mense toe, en hy gaan sê vir hulle, jare later, ek het by julle gesteel, hier is dit wat ek gesteel het, en hierdie mense wat so verstom is, hoe kom hierdie man na ons toe en sê hy het gesteel, hy herken? En hoe dat hom vrygespreek het daarin? Maar mense wat gesteel het, gaan maak weg. Dit pas nie by 'n kind van God nie. Daai papiere wat ek so vat huis toe, want ek het 'n drukker by die huis, ek gaan bietjie daar op my kinders bietjie goed gaan doen vir hulle skooltake. Daai papier wat ek vat is steel. Pas nie by 'n kind van God nie. Verwyder daardie diefstal. En dan noem ek ook van verwyder die vuil woorde. Dis ons tweede laaste gedagte. Efesiërs 4 vers 29 sê, daar laat geen vuil woord uit hulle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. Daar laat geen vuil woord uit hulle mond uitgaan nie. En weet as ek vir u getuienis rondom dit kan vertel, daar's 'n man met die naam van Johnny, en sy van is Jan, weet nie wie het al ooit gehoor van hom nie. Sy getuienis het toe ek net by die uitgekom het vir my baie beteken. Hierdie weeskindjie, hoe hy mishandel is en hoe dat hy vandag 'n evangelis is vir die Here Jesus. Nou Johnny Young vertel dat toe hy net gered is, net so 'n paar weke daarna, hy was 'n treindrywer gewees. En hoe dat hy nou haastig huis toe is. En die dag, toe sit hulle 'n stadige lokomotief voor hom. Hy moet nou agter 'n trein ry. En hulle sit hierdie stadige lokomotief voor hom. En hy het dit gesien as aspris. En hy klim op die telefoon, daar by die telefoonhokkie, en hy bel die man wat dit alles gereël het, een van sy werkgewers, en hy vertel van presies oor die foon, wat kan hy maak met daai stadige lokomotief wat hy voor hom gesit het. En hy vloek hierdie man oor die foon. En terwyl hy so vloek toe maak, hierdie man aan die ander kant van die foon hom stil. En sê vir hom, luister Johnny, ek wil dit vir jou sê. Hierdie ore van my behoort aan jou Jesus. Dit is nie gemaak vir daai vloekwoorde van jou nie. En weet jy, Johnny Young sê hy daai foon so gekyk, hy kon nie vir daardie man sê, maar ek is ook 'n kind van God nie. Hy het die telefoon net daar neergesit en maar daar rustig gaan sit agter die stadige lokomotief. En hierdie ding bedink. Hy wat eintlik vir hierdie man kon geskakel en sê, weet jy, ek het hier Jesus gevind. En hierdie man kon sê, ek ken hom ook en hulle kon saam gesels het. Maar wat hoor hierdie ander kind van God toe? Vloekwoorde. En hy sê, luister, hierdie oor behoort aan jou Jesus. Verwyder daar die vuil woorde. Kolossense 4 vers 6 sê, laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. Nou ek dink baie aan Dawid. Wat het Dawid gebid? Here, plaas 'n wag voor my mond. En ek sien dit altyd as daar die wag, maar daar staan in die weerwag, daar by die hek, hy staan daar. Daar gaan nie iets in of uit sonder dat hy daarvan weet nie. Hy gee die toestemming. En dalk is dit nodig om soms te sê, Here, laat ek net 'n wag hê, dat voordat iets uit my mond uitgaan, dat dit eers bedink is. Is dit nodig om nou hierdie woorde te sê vir hierdie persoon? En daai vuil woorde is nie net noodwendig vloekwoorde nie. Die Here Jesus sê, as iemand vir iemand sê jou dwaas, dan is dit 'n vloekwoord. As ek iemand sleg sê, al gebruik ek nie daardie kruitaal nie, is dit om iemand sleg te sê, is vuil woorde, is vloekwoorde.
En nou sê die Here, haal dit uit. Hoekom moet 'n mens dit uithaal? Want dink aan die illustrasie van Johnny Young. Dit het eintlik sy hele getuienis teenoor daardie baas van hom afgemaak. Niemand het gedink hy's 'n kind van God nie, want hoe kan 'n kind van God dan so vloek? Daai een vrot aardappeltjie wat ek nou uit my mond uit laat gaan, maak 'n hele sak naderhand besoedel, sleg. En daarom sê die Here, verwyder daardie vuil woorde. Maar dan die laaste, verwyder lastering. Nou ek het al baie oor hierdie gedagte gepreek, ek het nie lank terug nie ook daaroor gepreek, ek het al by die kennis en insig ook daaroor gepreek van wat beteken daar die bedroef die Heilige Gees, maar dit is vir kinders van God, dit is nie vir ongereide mense nie, hierdie bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie hulle verseël is tot die dag van verlossing. So hy praat met kinders van die God, want hy praat met kinders van God, want hulle is verseël deur die Heilige Gees, en nou sê hy, bedroef nie die Heilige Gees nie, en nou wil ek vir julle sê, wat is dit wat ons moet verwyder? Lastering. Lastering. 'n kind van God kan die Heilige Gees laster. Ons kan hom bedroef, ons kan hom hartseer maak, en daar is soveel mense wat dit vandag nog doen. Maar die Heilige Gees hartseer maak. En hoe maak ek die Heilige Gees hartseer? Weet jy, ek het nie eens 'n lang gedagte hier nie, ek gaan dit sommer vir julle net opsom. Hoe maak ek die Heilige Gees hartseer? Hoe bedroef ek die Heilige Gees? As die Heilige Gees vir my iets wys, wat ek moet doen, of moet aflê, en ek sê, ag nee, ek gaan dit nie nou doen, dan bedroef ek die Heilige Gees. En weet jy, as jy nou mooi gaan stil word, daar waar jy nou sit, is daar dinge wat die Heilige Gees vir jy wys, daar groot dinge wat jy moet doen. En as jy dit nie doen nie, dan bedroef jy die Heilige Gees van God. Jy maak hom hartseer. Ons lees in Johannes 16 vers 13, maar wanneer hy gekom in die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek in die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal die waarheid met julle kom spreek. As die Heilige Gees my sê, en daarmee verwys ek nou nie na nie, kom ons sê maar sommer die mense wat ingeskakel is, of hoe ook al, as die Heilige Gees my sê, luister, jy was nog nooit by 'n biduur geleentheid nie, dis nou tyd gaan. En ek kom en ek sê, maar, ek is 'n introvert. Dit is 'n geldige verskoning, nee. Maar wat doen ek eintlik? Ek sê eintlik vir God, die almagtige skepper van hemel en aarde, sê ek eintlik nee. Dis al wat dit is. Ek sê dit nie. Ek sê as die Heilige Gees vir u dit sê, nie omdat ek dit nou doen nie, as die Heilige Gees in my hart werk, gaan en gaan woon daardie by, verander 'n bietjie in jou lewe, al as jy 90 jaar oud, verander 'n bietjie en doen hierdie ding, as die Heilige Gees vir u iets uitwys, en u doen dit nie, dan sê u nou eintlik net vir die Heilige Gees, nee. En dit is hoe 'n mens die Heilige Gees bedroef. En nou kom die apostel Paulus onder leiding van die Heilige Gees, en wat sê hy? Verwyder dit. Hou op om vir die Heilige Gees nee te sê. En weet jy, in wat oorwinning gaan u kom in die geestelike lewe, as u net nee ja sê vir die Heilige Gees. So'n klein goedjies. Staan 'n bietjie voorop, hou 'n bietjie stilte tyd. Gaan vanaand, hou 'n bietjie stilte tyd. Gaan doen hierdie ding, gaan praat met daardie persoon, gaan maak vrede met daardie familielid van jou, wat ook al dit mag wees. Dis daardie goed wat die Heilige Gees uitwys. Daagliks, wat maak ek daarmee? Ons kan baie vinnig, en ek sit myself daar, ons kan baie keer vir die Heilige Gees sommer net vinnig nee sê. Maar nou kom die Here vanaand en hy sê, kom ons kom nou in hierdie week, na hierdie Sondag aand, in 'n nuwe fase in ons lewe. Kom ons word getransformeer en ons leer om 'n bietjie meer ja te sê vir die Heilige Gees. En ek kan vir u sê, dit gaan die beste ooit wees. God maak nie foute nie. As hy vir u iets uitwys, gaan dit die beste wees. En daarmee wil ek afsluit en vir u sê, kom vanaand,
Ek sê dit baie die afgelope tyd. Laat dit nie net nog 'n Sondag aand preek sal wees nie. Maar stap hier uit met die gedagte van Here, kom verander my. Kom transformeer my om meer en meer te wees soos wat U wil hê ek moet wees. Kom verander my Here. Mag dit vanaand ook U gebed wees teenoor die Here. Amen. Kom ons sit net so dan bid ons saam. Jou Jesus, ja, wat 'n wonderlike voorreg om al hierdie dinge so te hoor. En ja, Here, ons weet dat U ook vanaand vir sommige mense dalk iets uitgewys, hulle vermaan. Hoe ook al dit is, of U nou iets uitgewys het in goede, of iets wat mense moet verwyder, kom bid ons vanaand, Here, kom help elkeen van ons hier. Ek wil dit bid namens hierdie gemeente vanaand. Ek wil kom bid vir elke een wat hier is, want ek glo met my hele hart dat elke een hier saamstem. Hier voor, hier van Dirk af tot daar agter, daar by Christo, daar by Nicole, daar agter. Ek kom bid vir elke een wat nou hier sit. Here, kom verander ons. Kom transformeer ons. Kom help ons om hierdie dinge op te neem. En in die proses, help ons om dinge af te lê. Dit is ons gebed vanaand. Jou Jesus, dat U met ons sal werk. O Heilige Gees, ons sien uit na U werking, na U stem in ons hart. Kom help ons, kom lei ons, tot daar waar U ons wil hê. En dit vra ons met dankbaarheid in die Here Jesus se wonderlike naam. Amen. Baie dankie geliefdes. Nou, ons gaan net geleentheid gee vir die kerkraad om die offergawes op te neem. Jammer weer eens voor die microfoon wat losgekom het. Hy is nou weer weg. Ek het dit uitgeknip. Goed, as hulle klaar is, dan gaan ons daar die lied sing. Net soos ek is, geen hand naby, geen pleidooi, maar dat die bloed vir my ook vloei. En ek hoor dat U my nooi, o Lam van God, ek kom. En dan daardie, wat nou so in, dit lyk nou soos grys daar is, ek kom, sing ons 'n bietjie sagter. En net vanaand vir die Here te sê, ek kom Here. Goed, kom ons staan, dan sluit ons af met daardie lied.
lekker slaap, ontvang dan nou die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees met u wees en met u bly. Amen.